Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer by mekaar kan wees rondom die woord van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om God se waarheid en sy woord in ons midde te mag hê. Dis werklik die kompas van ons lewe en dit wys altyd in die rigting van geregtigheid, in die rigting van God se heiligheid en in die voorbeeld van die Here Jesus wat vir ons opgeteken is in die woord. En mag die woord ook 'n kosbare effek hê op u hart en lewe en mag dit u nader trek aan Jesus Christus, ons verlosser, ja, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Nou, ons is tans besig met die reeksie verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Nou vriende, ons het redelik gevorder in hierdie reeksie en daar is nog 'n hele paar boodskappe wat ek met u gaan deel oor hierdie baie belangrike saak en ek vertrou die Here dat die Here vir ons wysheid sal gee in die oordra van die woord. Onthou net, ek kan nooit alles sê wat oor die saak gesê kan word nie. Ek gee u altyd maar so lusmakertjie en ek bid dat die Here vir u 'n rigting sal beweeg om verdere ondersoek te gaan instel, maar bo alles toe te pas dit wat u alreeds geleer het uit die woord. Dankie vir elkeen se terugvoering, dankie vir elkeen wat baat vind by hierdie reeks en vir ons laat weet daarvan. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik saam sal seën. Nou vriende, vanmôre kom ons by die 5de boodskap uit wat dan gaan handel oor die gedagte van dat die man sy vader en sy moeder moet verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Nou, ons gaan 'n kort gebed saam doen en dan vra ons die Here net vir wysheid by die oordra van sy woord en ook die verstaan daarvan. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons nou kan vra dat u woord, Here, wat soos 'n spieël voor ons opgaan, ons sal wys hoe ons voor u lyk, sodat ons die nodige veranderinge kan aanbring deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons kan lewe om u welbehaaglik te wees. Vader, ons bid dit in die naam, bo alle name, die naam van ons Here Jesus, en ons bid dit in die kragvolle werking van u tere soete gees, die gees van die waarheid wat ons lei in die volle waarheid. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, ons het al reeds 'n paar boodskappe met u hanteer oor die gedagte van verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Vir u gesê dat God het die mens geskape na sy beeld en sy gelykenis. Vir u gesê hy het hulle geskape man en vrou en daarom is die enigste wettige huwelik wat daar kan wees 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dis die enigste huwelik wat God eer, want hy het dit so beskik en bepaal en hy het gesê dat hulle die aarde moes bewoon, bewerk, bewaak en dan ook vrugbaar moet wees en vermeerder. Nou, ons vir u gesê dat daar totale harmonie tussen God en die mens en tussen die mens, die man en die vrou was en deur die sondeval in Genesis 3 het daardie verhoudingsprobleme begin. Eerste plek is die verhouding met God gebreek en ook dan die verhouding met mekaar. Genesis 4, so vroeg as Genesis 4 lees ons van die geboorte van die eerste twee seuns en hoe Kain vir Abel doodgemaak het. Vir u gesê dat ons nog tot vandag toe met daardie konflik sit tussen mense en daardie verhoudingsprobleme. En ek wil vir u sê, jy gaan of eendag sterf as 'n grumpy old man, as ek hierdie terme kan gebruik, of 'n grumpy old woman, omdat jy net alles oor jouself laat gaan het en jy die middelpunt van jou lewe was, of jy gaan ag gee op God se woord en so ietsie van die hemel op aarde smaak, wanneer verhoudinge herstel word en wanneer God verheerlik word daarin. Nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie verder aangaan met hierdie reeks. Ek het vir u gesê, toe die Here vir Adam geskaap het, het hy hom gesê, gee aan die diere name. Hy het aan die diere name gegee en die Bybel sê, daar was nie een in die diereryk wat by Adam gepas het nie. En toe kom maak die Here vir hom 'n vrou en toe Adam hierdie vrou sien, het hy lyries geraak. Daar was blydskap in hom. Hy was oorweldigend bly met God se geskenk aan hom. En ek het vir u gesê, as jy 'n goeie vrou gevind het, het jy geskenk uit die hand van God gevind. En nou kom die opdrag daar in Genesis 2 vers 24, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ons vind dit 4 maal in die woord van die Here. Matteus 19 vers 5, Markus 10 vers 7 en 8 en Efesiërs 5 vers 31. En kom ons kyk na wat beteken hierdie gedagte van dat die man sy vader en sy moeder moet verlaat. En nou wil ek net vir u baie duidelik sê, dis nie net die man wat sy vader en moeder moet verlaat nie. Hierdie verlaat kom van die man en die vrou se kant en daar is 'n eenheid wat nou plaasvind. En ek gaan dit vir u so probeer verduidelik. As ons kyk in die wiskundige wêreld, is 1 + 1 altyd 2. Maar in God se verwysingsraamwerk wat hy in sy woord vir ons opgeteken het, wanneer dit kom by die huweliksverhouding, dan is dit man en vrou is gelyk aan 1. Die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word, of een vlees wees, soos die Bybel sê. Ek gaan nie een wees met my pa en my ma nog, en nog met my skoonpa en skoonma, of my vrou met haar pa en ma nie. Nee,
Die Bybel sê dat die man en die vrou een sal wees. Nou kom ons kyk bietjie wat beteken die verlaatgedagte. Nou vriende, daar is baie misverstande rondom die verlaatgedagte. Die verlaatgedagte beteken beslis nie dat ek my ouers nou in die steek moet laat of totaal van hulle vervreemd moet raak nie. Baie mense dink dat as ek my ouers moet verlaat, moet ek vervreemd raak van hulle, ek moet hulle in die steek laat, ek moet hulle eenkant skuif en niks verder met hulle te doen hê nie. Dis vriende glad nie wat die woord vir ons wil deurgee nie. Ek dink die ouer en kind verhouding is 'n belangrike verhouding en ons gaan sien wat die Bybel vir ons wil leer oor die saak, ook wanneer dit kom by dat ons moet verlaat. Dit beteken ook nie dat jy na 'n ander woonplek moet trek nie. My ouers bly nou in Boksburg en nou moet ek uit Boksburg uittrek na Kaapstad toe sodat ek hulle kan verlaat nie. Dis glad nie wat die Bybel in gedagte het nie. Ek dink daar is 'n paar Bybelse beginsels as ons gaan kyk na die gedagte van dat ons ouers moet verlaat en dan ook mekaar moet aankleef. En ek dink die eerste gedagte wat ons hier moet raak sien, vriende, dat hierdie verlaat beteken dat ons in 'n meer volwasse verhouding met ons ouers sal staan. Die man met sy ouers en die vrou met haar ouers. Ek dink daar's te veel mamas boys vandag, en verskoon tog asseblief as ek dit so sê, maar daar's te veel seuns en mans wat tog aan hulle ma se rokspante vashou, want ma het so gekook en ma het so gesê en ma het so gedoen en ma se huis het so gelyk en hulle vergelyk altyd hulle vroue met die ma. En ek wil vir jou sê, as jy nou jou vrou ongelukkig wil maak en jou huwelik met baie probleme wil oorlaai, dan moet jy jou vrou vergelyk met jou ma. En dieselfde van die vrou se kant na die man toe. Jy het nie met jou pa getrou nie. So jou man is nie jou pa nie. Hy is nie die handyman wat alles kon doen of hierdie groot superhero wat jy gedink het jou pa was nie. Jou pa het ook sy eie probleme gehad, ook sy eie tekortkominge. Daarom moet die man en die vrou verlaat en hulle moet mekaar aankleef. Wat beteken hierdie verlaat? Hulle moet in 'n volwasse verhouding nou met hulle ouers begin staan. Hulle moet begin besef dat hulle nou 'n eenheid vorm en vanuit hierdie eenheid sal kinders na vore kom en sal hulle ook 'n gesin wees wat God in die samelewing kan verheerlik. Vriende, dit beteken nou eenvoudig dat jou huweliksmaat se idees, opvattings en gebruike vir jou belangriker moet wees as die van jou ouersinne. Ek wil nie hoor as u vanmôre vir my sê, maar ek het nie gedink dis die vrou wat ek graag wou gehad het nie. Ek dink nie hierdie man is die man wat ek graag wou gehad het nie. Dis irrelevant wat jy nou dink. Jy het 'n belofte voor God gemaak en jy moet nou pas staan vir hierdie belofte. En jy gaan of jou huwelik 'n oorlogsveld maak en julle gaan heeldag beklei en probeer om mekaar te vermy en jy gaan die hartseer gevolge van dit dra, of jy gaan by die punt uitkom en sê ek het hierdie vrou gekies om haar lief te hê en nou gaan ek haar lief hê omdat ek haar gekies het. En ek wil jou vra aan dieselfde van die vrou se kant na die man toe, dat ons hierdie gesindheid sal openbaar. Vriende, dit beteken eenvoudig, hierdie verlaat beteken dat ons nou alles sal elimineer wat ons verhouding skade sal aandoen. Dit beteken dat ek nie my maat sal gaan bespreek by my pa of by my ma nie. Dat ek nie hierdie man of vrou wat ek getrou het, sal gaan sleg maak by ander mense nie. Maar dat ek sal besef, dis die een wat ek getrou het, dis die verhouding wat God vergelyk met sy kerk, en ek moet my vrou lief hê, en my vrou moet aan my onderdanig wees, en ons moet in hierdie verhouding saam groei om die Here te verheerlik. Jy sien, hierdie huweliksverhouding is die enkel belangrikste verhouding wat God daar gestel het. Daarom sê die Bybel, verlaat, kleef aan en word een soos God dit bepaal, bedoel en beskik het. Vriende, hierdie verlaat beteken verder dat jy sal ophou om jou maat te probeer verander, omdat jou ouers hom of haar nie kan aanvaar soos hy of sy is nie. Ek het op 'n stadium vir mense gesê dat die meeste ouers probeer hulle kinders se huwelike laat wees wat hulle huwelike nooit kon gewees het nie. Ja, u het my reg gehoor. Die meeste ouers probeer hulle kinders se huwelike laat wees soos hulle huwelike nooit gewees het nie. Ons wil altyd 'n opinie lewer, 'n eiertjie lê, iets sê oor ons kinders, skoonkinders of wat ook al, en dis wat die Here in die kiem wil smoor deur sy woord as hy sê ons moet verlaat. Luister, as jou pa 'n wig tussen jou en jou vrou wil inslaan, of jou ma 'n wig tussen jou en jou vrou wil inslaan, of aan die kant van die vrou dieselfde wil doen, dan het ons nodig om hierdie saak ernstig aan te spreek. Want luister vriende, is beter om te verlaat as om aan te kleef en jy by jou ouers te bly en hulle hoër te ag as jou huweliksmaat, en jou huwelik breek op en jy beland later in die egskeidingshof en die skande en die skaamte van egskeiding en van die belofteverbreking voor God is deel van jou lewe. Daarom wil ek vir jou sê, die belangrikste verhouding wat daar is
is die huweliksverhouding en ons moet onsself voorberei op die uitdagings wat kom. En daarom moet ons die gedagte van verlaat reg verstaan, sodat ons God kan verheerlik. Vir ons as ouers is daar ook 'n boodskap. Jy sien, wanneer die kinders getroud is, moet ons as ouers nie hulle lewe probeer beheer nie. Hulle moet toelaat dat as die ouers 'n seun het, dat hulle seun die hoof van sy gesin kan wees, sy eie besluite kan neem en sy eie vrou kan lief hê. En aan die ander kant weer by die dogter, moet ek toelaat dat hierdie dogter vrou kan wees in 'n huis, soos God dit bepaal en beskik en bedoel het. Ja, ons kan raad vra, ons kan gaan aanklop vir raad, veral as die ouers die Here ken, maar onthou om nie daardie gesin te probeer kaap, deur jou betrokkenheid en so betrokke te wees, dat jy eintlik 'n wig inslaan in daardie huweliksverhouding nie. Vriende, as jy 'n dogter het, moet jy daardie dogter aanmoedig, dat sy nou op haar man moet steun, op haar man se leiding moet staatmaak, op sy hulp en sy kameraadskap en liefde, sodat hulle ook kan saam groei in hierdie eenheid wat God gestel het. Dis baie duidelik dat ons kinders groot maak om eendag die huis te verlaat, om op hulle beurt weer man en vrou en ouers te wees in die ware sin van die woord. As ons dit nie doen nie, sal ons eerder ons kinders verloor, vriende, as andersom. En daarom is my gebed dat ons hierdie saak van verlaat sal verstaan. Weer 'n keer sê ek sê nie alles wat ek kan sê daaroor nie, maar ek probeer in die begrip by u tuis bring, dat as ons trou, verlaat ons lewe wat verby is, ons jong lewe, ons staan nou in 'n nuwe verhouding, en so moet ons ook hierdie persoon dan lief hê met alles wat in ons is. Môre gaan ons stil staan by die gedagte van aankleef en wat dit beteken. Groete vir u, baie seën, mooi dag verder. Tada.